Ons vra dat julle sal staan vir die familie asseblief. Ons staan saam asseblief. Baie dankie. Ek dink terwyl ons staan, kom ons open net met gebed en dan ons welkom. Vader, dankie dat ons weer hier steeds in die dankie dat ons hierdie dag kan begin, Here, in U naam. Here, ons weet ons hart is seer en ons moeilike dag vir ons om aan te pak. Here, ons weet dat God aan ons kan niks in ons wees. Die woord leer my, as God vir my is, wie kan dan tegen my wees. Ek bid vandag, Here, dat die vrede wat alles verstand te boven gaan, vanmorgen in die plek sal wees, en dat die harte en siel sal aanraak vanmorgen, en dat die ons sal wat net weerkom, vertroos, soos die man ons kan leer, maar door die geest vanmorgen in die plek, dat die mense vanmorgen sal opvou met die liefde, en dat die ons sal vertroos op die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek dink ons bly so staan, dan ek wil net elkeen sê, baie welkom, morgen in die huis van die Here. Het is nie 'n plek om te wees vanoggend nie, maar ons weet dat God het 'n plan met alles in ons lewe, so ons is vandag hier op 'n dag en datum wat bestem is, sodat ek en jy by mekaar kan uitkom, maar baie welkom aan elkeen wat hier teenwoordig is, en wat dan van ver af gekom het, en wat hier by Hartswater is, baie welkom. Ons is hier op 'n dag waar ons by mekaar is om die lewe te vier van ons klippie. Ek gaan ons sommer begin met die eerste lied. Ek dink ons sing sommer die eerste lied saam. Ek glo elkeen het 'n like gekry. En ek gaan vra dat ons sommer die eerste, die nommer 2, lied nommer 2 saam sing. Die tweede lied, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ek dink kom ons sing dit vanmorgen saam met sy teenwoordigheid. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die
die son en maan, die harde sterrenwolken, hoe ieder elke dag so onderhoud. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote dag. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat die reën mag kom. En kom nie weer, en eerlijkheid op wolken, maak U volkomen in die eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote dag. Hoe heerlik Heer, die grote dag. Baie dankie dat julle gesê het. Voordat ek begin, wil ek graag ons innige simpatie uitspreek teenoor die familie en die vriende wat die Here baie sterkte vandag. Ons weet dat die dis nie 'n maklike dag nie, maar ons weet die Here is vir julle en saam met julle. Ons bid regtig die vrede van die Here af op julle lewe. Ons voel saam met julle die seën en pyn en ons weet die Here sal julle troos. So ons is vandag teenwoordig by mekaar om Flippie se lewe te vier. Ons almal wat hy 'n verskil gemaak het en 'n impak gemaak het in julle lewens. Ek het nou met iemand gesels oor Flippie en die woorde was ons sal hom nie kan vervang nie. So 'n groot impak het hy gemaak in mense se lewens. Groot impak. En ons is hier vandag om sy lewe te vier, saam met mekaar en saam met vriende, familie. Maar ook is ons hier vandag om vertroosting te kry uit God se woord uit. Die belangrikste deel, dink ek vandag in jou lewe is om vertroosting te kry op die regte plek. En ons is hier om die woord van die Here net 'n stukkie uit te lees, die woord van die Here uit, en dan gaan ons hoor wat sê hy vir ons vanmôre. En wanneer ons hier uitstap vandag, dan weet ons het dit was heerlik om in die huis van die Here te wees, want God het ons vertroos. En ek wil jou vanmôre kom vertroos uit die woord uit twee dele uit Psalm uit. En laat my gou toe om dit vir julle te lees, Psalm 55 en Psalm 56, net so twee versies. Daar kom skryf hierdie woorde, hy sê, my hart krimp in mekaar in my binneste. En ek dink hier's 'n paar mense wat vandag so voel, my hart krimp in mekaar in my binneste. En verskrikking van die dood het op my geval. En dan sê hy verder vers 4 van Psalm 56, hoor wat sê hy verder, hy sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. So hier kom Dawid en hy skryf hierdie woorde. Die woord leer my dat ons almal weet dat Dawid 'n man so reg na God se hart was. Ons weet dat Dawid net beweeg in die voetstappe, dink ek, van die Here en hy was daar saam met God, hy was by God, hy was die man so reg na God se hart is, die man wat in God se voetspore in beweeg het. Selfs hierdie ou kom en hy skryf hierdie woorde, hy sê,
My hart het verskrikking en vrees beleef. Hoor mooi, 'n man wat naby God geleef het, 'n man wat elke dag met God gepraat het, ervaar verskrikking en vrees in sy lewe. En dis een ding wat ek leer by hierdie man. Die een ding wat ek leer by Dawid, 'n man so reg na God se hart. Jy kan hoe naby aan God wees. Jy kan hoe naby aan God beweeg. Dawid leer dit vir my. Jy kan so naby aan God leef en steeds kan jy verdrukking en vrees en verskrikking ervaar in jou lewe. Maak nie saak hoe groot kind van God jy is nie, jy kan steeds bevrees word en verskrik word. En wanneer dit gebeur in ons lewe, en ek glo almal van ons het al hierdie ervaar in ons lewe, dat ons verskrikking het, en ons het vrees, en ons het angstigheid in ons lewe, maar wanneer hierdie goed gebeur, hoor mooi, wanneer hierdie goed gebeur, is daar sekere besluite wat ek en jy moet maak. Wanneer daar pyn in jou lewe kom, en wanneer daar seer in jou lewe kom, is daar versekerde besluite wat ek en jy moet maak met hierdie goed hier binne in ons, hierdie seer en hierdie gevoel van hartseer binne in ons. Ons moet besluit wat ons moet maak met dit. Besluite wat ons moet maak, met dit wat met ons gebeur in ons lewe vandag. Wat ons vandag ervaar in ons lewe. En Dawid kom, en Dawid het ook hierdie goed ervaar, en hy het 'n sekere besluit gemaak, wat hy gaan doen met hierdie goed wat in sy lewe ervaar word. Hy ervaar vrees, hy ervaar pyn, hy ervaar verskrikking van die dood, en hier kom Dawid en hy sê, hierdie dag, wanneer hierdie goed ervaar, hy sê, die dag as ek vrees, die dag as ek vrees, hoor mooi, hy sê nie daar kom dalk 'n dag van vrees nie, hy sê nie daar kom dalk 'n dag van verskrikking nie, hy sê nie, miskien gaan ek vrees, en miskien gaan ek verskrik word nie, nee, hy leer my hier, dat in hierdie gebed van Dawid, leer hy my dat vrees en verskrikking en angs en pyn is deel van ons lewe. En dis ongelukkig om dit so te sê, maar dis die waarheid. Vrees en pyn is deel van ons lewe, en hy sê hier, hoor hierdie woorde wat hy sê, hy sê, wanneer hierdie dag aanbreek, wanneer hierdie dag van verskrikking aanbreek, net soos hy vandag vir julle aangebreek het, wanneer hierdie dag van pyn kom, sê Dawid, wanneer hierdie dag aanbreek van verskrikking en pyn, nou ek en jy kan maak soos baie ander mense maak, ons kan God bevraagteken, en ons kan God blameer en die skuld gee vir hom, en ons kan sê, God het nie gekyk waardeur hy gebeur, ek gaan nie, God het vergeet van my, en God is nie naby ons nie, so baie mense doen dit, maar hoor wat ons by Dawid moet leer vandag. Dawid sê, as hierdie goed met my gebeur, as die pyn en die verskrikking op my lewe kom, en die vrees kom as gevolg van dood, sê Dawid hierdie woorde, hy sê, ek sal op God vertrou. Ek sal op God vertrou. Dis wat hy besluit het, om te doen met die seer in sy hart. Eintlik kom Dawid hier, en hy sê vir ons in hierdie vers, hierdie woord, hy sê eintlik, God weet wat hy doen. Ek sal op hom vertrou. God weet wat hy doen. Ek gaan God vertrou, al is ek hoe bang, en hoe seer, en hoe vol pyn. Ek gaan op God vertrou, al maak hierdie pyn en die seer nie sin nie. Ek gaan op God vertrou, al wonder ek wat gaan nou gebeur, en die goed maak nie sin in my lewe nie. Dawid sê, ek gaan op God vertrou, want hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. God weet wat hy doen. Dis wat Dawid sê, al verstaan ek en jy nie hierdie seer en hierdie pyn, al verstaan ons nie sommige dinge in ons lewe, hoe dit gebeur en hoekom dit gebeur nie. 1 Korintiërs 13 sê dit so mooi vir ons vandag. Hy sê, nou ken ons ten dele. Ons ken net 'n bietjie. Ons weet net 'n bietjie wat aangaan in die lewe. Ons ken net ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. So daar gaan 'n dag kom wat ek net weet hoekom en waar. Daar gaan 'n dag kom wat jy die antwoorde gaan hê. Maar nou verstaan ons dalk nie hierdie seer wat jy deurgaan.
staan nie dalk nie, en die oomblik weet ek nie hoekom dit aangaan nie, maar daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag wat ons gaan weet. 'n Dag wat jy gaan weet en wat jy hierdie dinge gaan verstaan. Maar hoor mooi, terwyl hierdie dag nog nie aangebreek het nie, terwyl jy nog met hierdie seer en die pyn loop en die verskrikking as gevolg van hierdie dood, kom Dawid en hy sê hierdie woorde, en ek wil ons moet ook hierdie woorde sê vandag, terwyl hierdie dag nog nie aangebreek het, waar alles verstaan nie, sal ek op God vertrou. Terwyl ek nog onseker is, terwyl ek nog seer het, sê die woord, Dawid sê, ek sal op God vertrou. Ek wil jou bemoedig met hierdie woorde, dat jy dieselfde moet kom sê, terwyl jy nie meer weet wat om te doen en jy verstaan nie goed nie, vertrou net op God, want God weet wat hy doen. Selfs op die dag van hierdie dood, selfs op die dag van verskrikking, weet God steeds wat hy doen. Nou ons weet dat dood is een van die dinge wat ons nie graag oor wil praat. Ek weet nie of jy dit op langs die tafel aan die tafel sit en gesels en jy praat net so oor die dood nie. Dood is nie algemene gesprek en tema in die huise nie. Ons praat nie sommer oor die dood nie. Ons spreek nie eens sommer oor die dood nie. Ons het nie 'n gesprek oor die dood rondom die tafels nie. Maar dood is een van die belangrikste gesprekke wat gepraat moet word. Een van die belangrikste gesprekke. Want hoor mooi, dood is die hek. Dood is die ingang, die deur tussen die verganklike en die onverganklike. Jy kan nie in die onverganklike instap sonder die dood. Dis wat hy my hier leer. Dood is die hek tussen die verganklike, tussen die tydelike en die ewige. Die tydelike en die ewige. Dis hoe jy by die ewigheid kom, is die dood. Die dood is die voertuig. Die voertuig wat jou vat en jou gaan aflaai by die bestemming wat ek en jy besluit ons wil heen gaan. En ons maak daai keuse op die aarde terwyl ons nog lewe. Die keuse wat jy neem, die dood vat jy tot by daardie plek waar jy wil wees. Dood vat my en jou na die ewige lewe toe, of die dood vat my na die ewige dood toe. Daar waar jy besluit jy wil wees. En net jy en ek kan besluit waar hy ons moet gaan aflaai. So seker as wat ek vandag hier voor jou staan en jy hier is in hierdie gebou, so seker as wat ek en jy hier is, hoor mooi, is dood deel van ons lewe. Dood is die een van die mees versekerde dinge in die lewe. Die oomblik toe jy gebore is, was die oomblik toe jy begin sterf het. So dood is deel van my en jou lewe. En ons kan nie die dood ontduik nie. Ek weet nie of jy dit probeer het nie, maar jy gaan nooit regkry nie. Jare terug was daar 'n film gewees of 'n ou fliek gewees met die naam van Cheating Death. Nou hierdie jong man het 'n drome gehad dat mense dood gaan om hom of sy vriende gaan dood en wanneer hy wakker word, dan kom hy op die toneel wat hy ingedroom het en dan weet hy, okay, hier gaan nou iets gebeur. Dan ontvlug hy hierdie plek want hy weet sy droom het sy mense daar dood gegaan. So hy hardloop weg van daai plek af. En dan ontvlug hy nou die dood. En hy probeer so om die dood weg te hardloop. Maar hoor mooi, ek en jy sê vanmôre in 'n sprokiesverhaal of in die televisieprente wat ons leef nie. Ons lewe in die werklikheid. Ons lewe in die werklikheid waar ons dood nie kan cheat nie. Jy kan nie death cheat nie. Jy kan nie dood cheat nie. Iemand het eendag gesê, you can cheat at anything. You can cheat at anything. You can cheat on your wife. You can cheat on your husband. You can cheat at school. You can cheat your taxes, but you cannot cheat death. Jy kan nie. Dood is bestem vir elkeen van my en jou. Hebreërs 9 sê dit vir ons, net soos dit bestem is vir elkeen om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So dood is deel van ons lewe, of ek en jy daarvan hou of nie. Ons weet nie wanneer hierdie dag gaan aanbreek nie, ons weet nie hoe nie, maar die feit bly staan dat dood
steeds deel is van ons lewe. En omdat ek en jy vandag nog steeds kan lees en luister oor die dood, beteken dit dat ek en jy nog genade aan ons kant het, dat ons nog lewendig is, en ons sit vanmôre onder hierdie dak, en ons is een van die gelukkigste persone in Hartswater vandag, om hierdie woord te hoor vanmôre, om te hoor oor die dood, sodat ek en jy 'n besluit kan maak, waar ek en jy ons oë gaan oopmaak, wanneer dit ons dag is, wat aangebreek het. Dood is ontydig. Dood klop nie aan jou deur en sê ek sien jou oor 'n uur nie. Dood maak nie 'n afspraak met jou en sê ek sien jou daai en daai dag nie. Dood is ontydig. Hy kom wanneer jy dit nie verwag nie. Dood is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Dood kom vir die ryke en dood kom vir die arme. Dood kom vir die sieke en dood kom vir die gesonde, die jonk en die oud. Dood kom vir die gelowige en hy kom vir my en jou wat dalk nie glo nie, vir die ongelowige. Dood kom vir almal. En hier is nie 'n bang maak storie wat ek probeer vertel vanmôre nie. Ek probeer net vat dat ons en vir jou die feite gee dat dood deel is van my en jou storie. Elke dag is 1 tree nader aan die dood. Dis wat Dawid vir Jonathan gesê het. 1 Samuel 20 sê Dawid vir hom hierdie woorde: "So waar as die Here leef en jou siel leef," sê hy, "daar is maar net 1 tree tussen my en die dood." Daar is maar net 1 tree tussen my en die dood. En ek wil hierdie woorde vanmôre laat weer galm in jou hart. Ek wil jy met hierdie woorde vashou in jou hart. Daar is maar net 1 tree tussen my en die dood. En hierdie woorde kom vandag en dit kom sê vir my eintlik, ek moet pas op wat my volgende tree gaan wees. Jy moet pas op wat jou volgende woord gaan wees. Jy moet versigtig wees wat jou volgende optrede teenoor die volgende persoon gaan wees. Daar kom en hy sê die woorde en jy moet mooi dink wat jy volgende gaan doen. Mooi dink wat jou volgende optrede gaan wees. En ek wil vanmôre kom en sê, kom ons vergewe wie ons moet vergewe. Kom, spreek vry wie jy moet vry spreek. Kom gee die blomme terwyl hy en sy nog lewe. Want terwyl ons hier staan, blomme is mooi, maar dit beteken niks Flippie vandag nie. Mooi vir ons, want dit wat ons vandag sê van Flippie se lewe, gaan nie sy eindbestemming verander nie. En daarom sê ons, kom ons gee die blomme terwyl ons nog lewe. Terwyl jy die geliefde nog by jou het, gee die vergifnis, spreek vry, maak vrede, gee liefde waar liefde nodig is, gee wie omgee waar omgee nodig is, gee die mooi woorde terwyl ons nog lewe. En dan wil ek Dawid se woorde weer herhaal aan Jonathan, want so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar net 1 tree tussen jou en die dood. Net 1 tree. Dink bietjie daaraan. Wat gaan jou volgende tree wees? Nou sê Amos 4 vers 12 vir ons, en ek maak klaar met hierdie teksvers, hy sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Dan hoor hy sê, kan jou gereed. Dis 'n uitnodiging en ook 'n waarskuwing. Kry jou gereed, maak seker jy is gereed. Maak voorsorg, berei jouself voor, dis wat hy eintlik sê. Dis wat hy eintlik sê. Ons almal weet, ons kry ons polisse reg. Jy kry jou uittreeaktiwiteite op datum. Jou toekoms lyk briljant met alles wat jy beplan het. Al jou papierwerk is op datum. As ek vandag moet vra, wie se is op datum, gaan ons al ons hande opgesteek kry. En ons kry ons goed reg en ons polis is reg en die aftrede plekkies is mooi en die pensioene fondse is op datum en ons maak seker dat ons papiere gebeure is sodat ons mense dit moet kry. So ons is gereed vir ons aftrede of vir ons dood. Ons maak seker hierdie goed is reg. En ons maak voorbereiding vir die materiële dinge op hierdie aarde en die aardse dinge. Maar weet jy wat, ek het nog nooit gehoor, en ek sê dit gereeld vir mense, ek het nog nooit gehoor, of kom ek
sê dit so, ek het bitter min al gehoor, dat mense kom, en hulle sê, ek is bekommerd oor my geestelike lewe. Ek het bitter min mense al gehoor wat sê, ek is bekommerd as ek doodgaan, waar maak ek my oë oop? Maar ek het gereeld, hoor ek is bekommerd oor die toekoms. Ek is bekommerd oor dit wat gebeur in ons land, en ek is bekommerd dat ek nie kan genoeg hê op my aftrede nie. Ek is bekommerd dat ek nie genoeg geld gaan hê wanneer ek oud en afgetree is nie. Ek hoor dit gereeld. Maar ek hoor bitter min dat ek bekommerd is oor my geestelike lewe. My geestelike lewe ly skade. En die vraag vanmôre is, op grond van hierdie teksvers, wat Amos sê, maak jou gereed, maak jou klaar, berei jou voor om jou God te ontmoet. My vraag vanmôre is jy gereed om jou God te ontmoet, wanneer die dag aanbreek? Is jy gereed om jou God te ontmoet, wanneer die dag aanbreek? Wanneer ons hierdie dag dalk jou naam en jou foto dalk op hierdie blaai moet wees, is jy gereed? Wanneer die dag aanbreek, wat hoor mooi, daar vind 'n transaksie plaas. 'n Transaksie vind plaas. Ons verruil die tydelike met die ewige. Ons stap oor in die nuwe werklikheid. 'n Nuwe werklikheid. Die lewe stop nie hier wanneer jy doodgaan nie. Die nuwe werklikheid is of die ewige lewe of die ewige dood. Dis die werklikheid. Daar's 'n ewige lewe en daar's 'n ewige dood. Nou om die ewige lewe te beerwe, sê die woord vir my en jou, dat ons moet tot bekering kom en ons moet beter gebore wees, ons moet ons lewe vir God gee. Dis nou om die ewige lewe te beerwe. Nou om die ewige dood te beerwe, hoef jy niks te doen nie. Jy hoef nie tot bekering te kom, jy hoef nie beter gebore te wees om die ewige dood te kry nie. Maar God kom en hy gee vir ons twee opsies vandag. Hy sê, ek gee vir jou die lewe, ek hou voor die lewe en ek hou voor die dood. En dan gee hy vir jou die keuse. En hy sê, maak jou besluit vandag, soek jy die lewe of soek jy die dood. En ek het nou nog gesê, ons is een van die mees bevoorregte mense vandag, om in hierdie plek te wees, om steeds die woord te kon hoor en 'n besluit te maak vandag. Jou keuse is die ewige lewe of die ewige dood, gebaseer op ons lewe vandag. Moet jy antwoord, waar gaan jy jou oë oopmaak? Die ewige lewe of die ewige dood? Kies waar jy wil wees, die dag as die dood aan jou deur kom klop. In die lewe of in die dood. Nou hoor mooi, as jy eenmaal gaan sterf, of eenmaal gebore is, gaan jy tweemaal sterwe. As jy eenmaal gebore is, gaan jy tweemaal sterwe. Kom ek verduidelik vir jou. Eenmaal gebore is net jou fisiese geboorte. Maar as jy sterwe dan, gaan jy tweemaal sterwe. Jou fisiese dood en die ewige dood. Maar as jy tweemaal gebore is, fisiese geboorte en wedergeboorte, gaan jy eenmaal sterwe. Net jou fisiese sterwe. En dan gaan jy vir ewig lewe saam met God. Vir die een vir wie jy lewe. So terwyl ek en jy nog 'n kans het, kom ons kies reg. Kom ons kies reg. Josua staan voor die volk, en hy roep die volk voor hom, en hy staan voor hulle, en hy sê vir hulle hierdie woord. Hy sê, ek het 'n keuse gemaak. Hy sê, maar ek kan nie besluit wat jy kan kies nie. Hy sê, kies wie jy wil dien. Kies vir wie jy wil aanbid. Kies vir wie jy wil lewe. En hy kom en hy sê, my keuse vandag, en dit affekteer my huis, en my kinders, en my vrou. Maar nou sê hy so, ek en my huis het gekies, ons sal die Here dien. En dis wat Dawid vanmôre vir my en jou ook kom sê. Die dag as ons sterwe, dan gaan ons lewe, as ons vir hom gelewe het. So kies wie jy wil aanbid, maar ek en my huis, ons sal hom aanbid. Josua sê dit, hy sê, al voel ek hoe sleg, ek sal vir hom leef. Al gaan dit sleg, en ek kry die pyn, en ek ervaar die verdrukking, ek sal hom dien. Al maak die lewe nie sin nie, soos dit vandag dalk vir jou doen, ek sal vir die Here sterf.
En ek wil vir jou, of lewe, ek wil vir jou vanmôre aanmoedig en bemoedig. Vandag leer ons hierdie een boodskap, dat die dood is 'n werklikheid. Hier sit ons vandag, is 'n werklikheid. En in ons pyn en ons seer, wil ek vir jou môre vir jou sê, kom ons leef steeds vir God. Sodat ons eendag wanneer die dood aan die deur kom klop, dat ons op die regte plek gaan eindig. Die eendag wanneer die dood kom, Paulus skryf dit so mooi, hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. So Paulus sê, dit maak nie saak of ek nou sterwe nie, maar dit gaan 'n wins wees vir my. Dit gaan vir my 'n bonus wees, want hoekom? Hy sê, toe ek gelewe het ek vir hom gelewe. Wanneer ek nou sterf, gaan ek in sy teenwoordigheid inbeweeg. So ek wil jou vanmôre uit of aanmoedig en bemoedig, kom ons lewe vir God. Nou sê Dawid, en ek wil weer hierdie woorde sê, hy sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Die dag wanneer ek verskrikking en pyn het, as gevolg van die dood, weet ek kan op God vertrou, want God weet wat hy doen. So ek wil vanmôre vra dat ons sal saam staan. Kom ons staan vir saam, asseblief. Op die woorde van Dawid, die dag as ek vrees, sal ek op God vertrou, die een vir wie ek dien, die een vir wie ek leef. Mag jy die oor toe vanmôre. Dankie Vader dat ek weet vanmôre. Die dag as ek vrees, die dag as daar pyn is, die dag as daar seer is, sal ons op U vertrou, want U is ons herder, Here. En dankie dat ek weet vandag, Here, ek kan op U vertrou. Ek wil bid vir die familie en vriende vanmôre hier voor my, dat hulle vanmôre sal weet dat U is hulle herder. U is die een, Here, waarvoor hulle moet leef. Op hierdie seer en op hierdie pyn vanmôre weet ons, Here, U is die herder en U kom maak die pyn en die hartseer weer heel. Daarom kan ons môre hierdie woorde sing, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Laat my neer lê en groen by velde, want U is my herder. Kom ons sing dit saam. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê en groen by velde. Ons gaan net gou die kansie gee, dan gaan ons so 'n paar video slides kyk, 'n paar foto's, so as jy my net sal kans gee dat ek net daar agteruit kom met die rekenaar. Ek het nou nie 'n rekenaar maar net wat my kan help vandag nie.
Baie dankie. Ek gaan vra dat Frankie asseblief ons die honde blyke kom doen asseblief. En dan gaan ons net daarna die bedankings doen. Of voor die bedankings sal ek net die afskedsbrief lees en dan sal ons die bedankings doen. Baie dankie. Môre almal het teenwoordig en mense wat ver gekom het, mense wat nader gekom het. Dit is nog allemaal 'n hartseer dag. Ja, dit van my was fisiese eiste wat net eisters so ek lees
ek lees in Jesaja, sê dat, ek dank jy ons Vader vir 16 jaar om deel saam te kom. Galasiërs 5:19 sê, en dis presies om in te val wat was storie dan nie. Die sondige natuur, ons het oorbly hier op aarde, het die keuse om te maak. Ons het twee keuses, of ons gaan waar vlug ontwijk is, en kan die Griekie, of ons gaan aan na Lucifer persoon. Die sondige natuur sê hulle, ongedeeltelikheid, oneenheid, losbandigheid, haat, afgodsdienst, towerry, vyandskap, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, afguns, dronkenskap en uitspattigheid. So al die goeders word in ons weergegee in die Bybel, en ons weet, ons het die riglyne om die besluit te maak. As ek is ons wat nog agterbly, kan die besluit maak. Ek kan ontvlug die baie gebid. Ons het baie saam gewerk. Maar Galasiërs 5:22 is weer die vrug van die Gees. Dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So ons gaan 'n groot mens mis. Hy gaan beseker vir ons op die verhaal wat werk. Maar Flip het sy 72 jaar. Ons sy 71 jaar het hy geniet en sy laaste jaar die jonge man begin inveer. Dan is sterkte vir julle. Dit is hartseer. Om net terug te kom na Galasiërs toe. En ek bespreek niemand die op niks nie maak. Nie een van sy kinders is nie. En dan het ek net gewees op een skryf. En dit staan op die son in die pamflet dat dis God se plan. God weet, ons weet dat God alles in goede laat meewerk vir die wat om hy doen. En op die agterste bladsy staan hierdie pad wat ons elkeen stap en alleen met ons elke dag toch aanpak. Dit alles is deel van God se ministersplan. So as ons vra om ons te antwoorde, maar volg daai goeders maar kry vrede in julle harte. Maak seker julle kry vervloed van buiten van die Griekie. En Galasiërs gee ons die padkaart. Een ding wat groot anders gaan mis is, Jan en Mas is een groot aanhanger gemis. Donald Trump, Biekus, Du Plessis, en jy kan sien in al Flip se projekte waarna hy gewerk het,